Dis weer donderdag en tyd vir die derde uitsending van Die Papier Praat, waarin ons vir jou 'n oorsig gee van hierdie week se belangrikste nuusgebeure. Ek is Daniella van Heerden. Van die belangrikste nuus waarna jy kan uitsien in hierdie bulletin. Reaksie op die DA se ministeriële skuwe. President Ramaphosa se beplande interdik teen die Palapala-ondersoek kry die wind van voor. Word iets toegesmeer in die Limpopo-moorde. 'n Groep vroue se rol om die mense van die Kaapse vlakte veilig te hou. Meer oor Piet Viljoen se arrestasie en hofverskyning. Wat gaan vrede in die Midde-Ooste vir boere en verbruikers beteken? Ons het ook vir jou 'n mooi storie oor 'n renosterbesie en sy redders. In sportnuus kyk ons na die naweek se rugby en 'n nuwe aanlyn platform vir skolesport en daar's golf en tennisnuus. Jana Swart, wat tans in Mexiko is, gesels oor die sokker. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het gister aangekondig dat die minister van Landbou, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, John Steenhuisen, vervang gaan word deur Willie Oukamp. Steenhuisen, wat onder baie kritiek deurgeloop het vir sy hantering van die back- en klouseerkrisis, word die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Landbouleiers het positief gereageer op die aankondiging, maar een van Steenhuisen se felste kritici, Theo de Jager van die landbouorganisasie SAI, sê daar moet toegegee word, Steenhuisen het 'n moeilike departement geërf. David Meyer, die LER van Onderwys in die Wes-Kaap, is genomineer as die nuwe minister van Omgewingsake in Oukamp se plek. Oukamp is self 'n wildboer. Hy het aan die papier gesê dat hy bewus is van die probleme in die landboudepartement, maar dat dit nie die plek is vir politieke speletjies nie, want die land se boere kan dit nie bekostig nie. Oukamp sê hy het 'n belangrike boodskap vir boere en landbouorganisasies. Suid-Afrika se boere is beslis die ruggraat van ons samelewing. En dit sal vir my 'n enorme voorreg en eer wees om as minister van Landbou ons boere te kan dien. Hierdie is egter nie 'n taak wat ek op my eie suksesvol sal kan aanpak nie, en daarom verklaar ek myself bereidwillig en reik ek my hande uit na elke boer en na elke georganiseerde landbouorganisasie en na elke persoon wat landbou in Suid-Afrika wil bevorder, om saam met my te werk sodat ons werklik ons boere se belange op die hart kan dra. Ek verstaan ook dat daar verskeie krisisse is wat ons boere daagliks in die gesig staar. Beveiliging van ons plase sal altyd vir my 'n prioriteit bly. En dan sit ons natuurlik ook met die back and closure uitbraak wat ons saam sal moet uitsorteer. Ook hier kan ek dit nie op my eie doen nie. Ek is bereid om saam met ons boere te werk, om saam oplossings vir ons probleme te vind en sal altyd 'n oop deur benadering hê om ons boere se belange op die hart te dra. Dit was dan die stem van die aangewese minister van Landbou, Willie Oukamp. President Cyril Ramaphosa, wat die skuwe in die kabinet moet goedkeur, het teen druktyd nog geen aankondiging oor 'n nuwe kabinet gemaak nie. Die stof rondom die Palapala-voorval wil maar nie gaan lê nie. Die komitee wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, het vandag regsadvies gekry. Dit om sy dringende aansoek om die ondersoek te keer teen te staan. Die regsmening het dit duidelik gestel dat die ondersoek slegs op grondwetlike en prosedurele gronde geopponeer mag word. Kenners is dit eens dat hierdie besluit die speaker, Toko Didiza, voor een van die belangrikste toetse in haar loopbaan te staan bring. Ons berig môre volledig hieroor in die papier. Wat het werklik gebeur op die Leeufontein jagplaas in Limpopo waar 2 mense onlangs dood aangetref is? Die slagoffers was Arno Koen, die finansiële bestuurder, en Caroline von Rantzau, die dogter van die plaas se miljonair-eienaar, die Duitse sakeman Dr. Eberhard von Rantzau. Albei het binne minder as 24 uur gesterf en volgens berigte het albei hul eie lewens geneem. Maar 'n vriend van Koen, wat anoniem wil bly, het van dese week aan die papier gesê hy het baie vrae oor Koen se sogenaamde selfdood en die gebeure wat daarop gevolg het. In môre se uitgawe van die papier berig ons meer volledig hieroor. Die voormalige prokureur en omstrede TV-persoonlikheid, Piet Viljoen, het vanoggend vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn.
Volgens Lumka Mahanjane, 'n woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, staan Viljoen tereg op altesaam 400 aanklagte, insluitend korrupsie, diefstal, myneet en vervalsing. Die saak is egter tot 26 Junie uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Die staat gaan Viljoen se borgaansoek teenstaan. Hy sal volgens berigte in die Gossie Mampuru gevangenis aangehou word. Die hof het ook beslis dat die media beeld- en klankmateriaal van die verrigtinge mag opneem en uitsaai, aangesien Viljoen se privaatheid nie swaarder weeg as die media se reg om die publiek ingelig te hou nie. Maar hoe het dit gebeur dat Viljoen, wat maandag uit die VSA gedeporteer is, homself reeds Dinsdag aand kort na sy aankoms in die land reeds agter tralies bevind het? En waaroor gaan die saak teen hom? Lees môre meer daaroor in die papier. 'n Groep vroue op die Kaapse vlakte, wat al jare lank help om die mense van die Kaapse vlakte veilig te hou, vertel in van dese week se uitgawe van die papier hoekom hulle doen wat hulle doen. Hierdie vroue plaas daagliks hulle eie lewens op die spel om hulle gemeenskappe teen bendes te beskerm. Van hierdie aktiviste is al 4 dekades in hulle gemeenskappe betrokke en word ook dikwels deur bendes geteiken. Volgens Dr. Llewellyn McMaster, 'n predikant en aktivis teen misdaad op die Kaapse vlakte, speel hierdie vroue 'n onontbeerlike rol in gemeenskappe. As 'n mens wil weet hoe lyk waagmoed, veerkragtigheid en doeteenvoudig kommitment tot veiligheid, tot die kinders, tot die gemeenskappe, dan moet 'n mens net gaan kyk in ons verskillende gemeenskappe hoe vroue wat betrokke is by buurtwagte en ander inisiatiewe as dit ware die fakkel van hoop dra. En dit was dan die stem van Dr. Llewellyn McMaster, 'n predikant en aktivis teen misdaad op die Kaapse vlakte. Lees môre in die papier meer oor die merkwaardige vroue van die vlakte. Die wêreld wag in spanning op die amptelike ondertekening van vrede tussen die VSA, Iran en Israel. Die oorlog het gelei tot die sluiting van die straat van Hormuz en 'n ongekende stygings in die prys van olie. Boere in Suid-Afrika is erg geraak, nie net weens stygende brandstofpryse nie, maar ook weens onsekerheid rondom uitvoere en 'n stygings in die prys van kunsmis. Wandile Sihlobo, 'n landbou-ekonoom by die Landbousakekamer Agbus, het aan die papier gesê die oopstel van die straat van Hormuz sal broodnodige verligting vir boere meebring. Lees in môre se uitgawe van die papier presies hoe erg die oorlog Suid-Afrikaanse landbou beïnvloed het. In sake nuus, dis nie net boere wie se sakke geraak is deur die Iran-oorlog nie. Suid-Afrikaanse verbruikers moes ook die hand dieper in die sak steek. Dit blyk duidelik uit van dese week se aankondiging oor die inflasiekoers, wat in Mei gestyg het van 4% tot 4,5%, die hoogste vlak sedert 2024. Dis egter laer as die 4,7% wat die mark voorspel het. Die syfer, saam met die onlangse verlaging in oliepryse, sorg vir 'n gunstiger ekonomiese vooruitsig. Ekonome verwag dat inflasie tot byna 5% sal styg in Junie weens hoër brandstofpryse, maar dat dit in die tweede helfte van die jaar sal daal indien oliepryse daal. Volgens kenners laat die vooruitsig van vrede die hoop opvlam dat die Suid-Afrikaanse Reserwebank nie binnekort weer rentekoerse sal verhoog. Hierdie nuus pas bekend. Die MK-party het vanmiddag aangekondig dat oud-president Jacob Zuma se dogter, Duduzile Zuma, en 'n voormalige partywoordvoerder, Nhlanhla Ndlela, uit die party geskop is. Hulle het glo eenheid in die party, dissipline en samewerking binne die party ondermyn. Duduzile Zuma was 'n paar weke gelede reeds haar plek in die parlement kwyt, terwyl Ndlela ook onlangs afgedank is. En jy kan meer daaroor lees op die papier se webwerf. Dit was dan ons belangrikste nuusstories vir hierdie week, maar daar's nog baie meer interessante nuus in van dese week se uitgawe van die papier. Die kwessie van parool is die afgelope paar weke voorbladnuus. In môre se uitgawe van die papier gesels ons met Tanya Koen, 'n prokureur wat slagoffers van misdaad of hulle familie tydens paroolverhore bystaan. Angs, depressie en selfdood neem toe onder Suid-Afrikaanse mans. Ons het met kenners hieroor gepraat. Dan het ons ook weer 'n oorsig van die afgelope week se internasionale nuus, 4 sportblaaie, 'n skolesportblad en ons gewone keur van rubrieke en interessante artikels. Nou vir 'n kykie na nuus uit die res van die land, verskaf deur ons susterspublikasie Nova News.
Die Wes-Kaapse regering het aangekondig dat 'n gesamentlike operasiesentrum, gelei deur die provinsiale rampbestuursentrum, op die been gebring is om effektiewe reaksie teen xenofobiese aanvalle in die provinsie te koördineer. Die provinsie se reaksieplan berus op 4 sleutelprioriteite: sigbare polisieering in brandpunte, versterking van intelligensienetwerke, proaktiewe kommunikasie en vinnige bemiddeling en betrokkenheid. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Weermag, die Departement van Binnelandse Sake, die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Vlugtelinge en verskeie munisipaliteite gaan saamwerk om brandpunte te identifiseer en spanning te ontlont. Vrese heers landwyd dat daar 'n toename in xenofobiese aanvalle gaan wees nadat bewegings soos March and March immigrante aangesê het om die land teen 30 Junie te verlaat. 'n Hond wat die eerste 2 jaar van sy lewe by die Mzananda Dierekliniek en skuiling in Khayelitsha deurgebring en gewag het vir 'n gesin om hom te kies, bied nou vertroosting aan mense wat dieselfde onsekerheid in die gesig staar. Bandit is deur die nagskuiling in Somerset Wes aangeneem as terapiehond vir mense wat al die uitdagings van dakloosheid en onsekerheid ervaar het. Marcel Du Plessis, fondsinsameling en kommunikasiebestuurder by die Mzananda Dierekliniek op die Kaapse vlakte, sê Bandit is al 2 weke by die nagskuiling en dat hy baie vreugde bring vir mense wat moeilike tye beleef. Die Durban-hawe is aangewys as die wêreld se mees verbeterde houerterminaal, maar Kaapstad se hawe die swakste presterende houerterminaal wêreldwyd. Dit blyk uit die Wêreldbank se houerhawe prestasie-indeks vir 2025 wat verlede week vrygestel is. 2 Oos-Kaapse hawens, die Ngqura hawe by Kuga en die Port Elizabeth hawe in Gqeberha, het ook merkwaardige verbetering getoon en tel onder die hawens wat die meeste verbetering wêreldwyd getoon het. Die Durban-hawe het verbeter van 'n telling van -721 in 2024 tot -242 in 2025, met wagtye vir vaartuie wat van 20 vaartuie tot 0 verminder het. Die verbetering in Durban, Ngqura en Port Elizabeth se prestasie word toegeskryf aan vennootskappe met die privaat sektor en operasionele hervormings. Kaapstad se hawe val egter steeds onder die direkte bestuur van Transnet sonder 'n mededingende konsessiemodel. En ten slotte, 'n storie wat 'n mens se hart sommer warm laat klop. In môre se uitgawe van die papier skryf ons oor Tsepi, 'n renosterkalfie wat van sy ma geskei is toe hy maar 24 uur oud was. Tsepi se naam beteken ek vertrou jou en dis presies wat hierdie kalfie gedoen het toe lede van 'n anti-stropingseenheid haar tydens 'n koue nag in April in die veld opgepas het in die hoop dat haar ma sal terugkeer. Nadat dit duidelik was dat die kalfie dringende ingryping nodig het om te oorleef, is Tsepi na 'n bekende renoster weeshuis in Limpopo geneem, waar sy goed aansterk en al talle vriende gemaak het. Lees môre meer oor Tsepi in die papier. In vanaand se sportnuus. Dis 'n opwindende paar dae in Suid-Afrikaanse sport. Die Springbokke speel Saterdag hul eerste wedstryd van die jaar teen die Barbarians in die Nelson Mandela Stadion. Bafana Bafana se tweede wedstryd in die Wêreldbeker sokkertoernooi is tans aan die gang. En môre aand pak die Bulls Leinster in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd op Croke Park in Dublin aan. Ons begin met rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Dinsdag verras met sy 23-tal vir die wedstryd teen die Barbarians. Die grootste verrassing is die insluiting van die Lions heelagter Koen Hon op loskakel. Die Suid-Afrikaanse A-span se breier Mzwandile Stick het die Springbok senter Lucanio Am met sy terugkeer op binnesenter gekies vir hul kragmeting teen Zimbabwe. Erasmus het gesê Saterdag se wedstryd is 'n gulde geleentheid om spelers wat van beserings herstel tyd op die veld te gee. Die Springbok-afrigter gebruik ook die wedstryd om belowende spelers soos Riley Norton, Carlo Saidi, JJ Koste, Paul de Villiers en Busi Moyo blootstelling te gee. Die Bulls speel môre aand soos verlede jaar weer teen Leinster in die VRK eindstryd in Dublin. Die Italianer Andrea Biardi sal weer die vletjie beheer. Die VRK se skeieregterbaas Tappe Henning het aan die papier gesê Biardi is die regte skeieregter om die eindstryd te beheer en sal goed met die spelers kommunikeer.
Die Bulls kaptein Marcel Coetzee sal reeds vroeg in die wedstryd die Ire se aanvalle wil staait. Nou 'n kyk na sokker. Bafana Bafana, wat in die openingswedstryd verlede donderdag teen die gasheerland Mexico vasgeval het met 2-0, moet Tsjechië vandag pak sonder die middelveldspeler Yaya Sitole en die middelveldspeler Themba Zwane, nadat albei met rooi kaarte gestraf is. Die Bafana-breier, Hugo Broos, is nou in 'n stryd om oorlewing om sy span se kanse op die ysvoelrondes lewend te hou. Die Argentynse sokkerheld Lionel Messi het Dinsdag 'n 3-kuns behaal teen Algerië in sy span se 3-0 oorwinning. Messi het die algehele wêreldbeker doelrekord geëwenaar. Messi en die Duitser Miroslav Klose staan nou albei op 16 doele. Frankryk se doelskieter Kylian Mbappé het in Le Bleu se openingswedstryd teen Senegal 2 doele aangeteken, wat hom nou die Franse se voorste doelevraat in geskiedenis maak. Mbappé het Olivier Giroud se rekord verbeter en staan nou op 58 doele. Frankryk het die kragmeting 3-1 gewen. In golf, die eerste ronde van die Amerikaanse Ope, die 3de major van die jaar, is tans op Shinnecock Hills in New York aan die gang. Henny Du Plessis en Jaden Schaffer is die enigste 2 Suid-Afrikaners in aksie. Die Amerikaner JJ Spaun is die verdedigende kampioen. Ons sluit af met tennisnuus. Die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioene Serena en Venus Williams sal vanjaar vir die eerste keer in 10 jaar deelneem aan die dubbelspeltoernooi wat op 29 Junie begin. Hul laaste verskyning by die toernooi was in 2016 toe hulle as kampioene gekroon is. Dit was dan hierdie week se belangrikste sportnuus, maar maak seker jy lees môre die papier vir nog meer sportnuus wat 'n voorskou van hierdie naweek se skole rugby insluit. So die Nova News School Zone bevat verskillende bene, as mens dit so kan sê. Deel van die School Zone is die School Sports Zone, the Rugby Factory, wat nou redelike sukses behaal het die laaste ruk. So dit gaan maar basies maar net oor om die stories daar buite, die interessante, die mooie, die suksesverhale wat in ons skole in die land gebeur, om dit bietjie meer te highlight, om 'n soort van 'n kollig op dit te sit, sodat almal basies kan sien jy weet hoe goed dit gaan in ons skole, en daar's regtig mooi stories en goeie stories om te vertel, veral in ons skole sektor. Jy weet, ons het nou Schools That Rock, wat nou vir die afgelope 11 jaar al die goeie goed wat skole doen, bietjie highlight, het ons mee hande gevat. Christo, hulle help ons baie om daai stories daar buite te kry, en kontak te maak met die skole. So, dis maar in kort om die kollig te plaas op die wonderlike goed en die wonderlike werk wat in ons skole ingaan en die prestasies wat ons kinders bereik. So vir enigiemand aan al die skole daar buite, stuur vir ons 'n kort stukkie inligting oor die prestasie van iets in julle skole, sport, kultuur, akademie. Julle kan dit stuur na Dustin.Vedevich, dustin.vetdevica@novanews of novasmedia.co.za. En dan highlight ons dit vir julle, en ons sit julle op 'n groter verhoog. En soos ek sê, dit kan enigiets wees, dit kan sport wees, dit kan akademie, kultuur, enige iets, daar waar daar goeie goed gebeur by ons skole, kan ons dit daar gebruik. Ons is ook beskikbaar, School Zone is op Facebook en TikTok en Instagram, so jy selfs die leerders by skole wat dink hulle het 'n goeie storie of 'n mooi storie om te vertel, kan in kontak kom met ons. Dit is net School Zone of School Sport Zone. Stuur vir ons 'n e-pos, 'n DM op die sosiale media, en dan kom ons terug na jou toe en ons skryf die storie. Wel, nou moet ons eers groet, maar as jy gehou het van wat jy sien, onthou om in te teken op die papier praat om seker te maak jy loop nie ons volgende uitsending mis nie. En onthou, daar is elke Vrydag 'n splinternuwe uitgawe van die papier op winkelrakke landwyd. Baie dankie vir die saamkuier. Volgende week maak ons weer so.